Welkom terug by Apostent, waar ons leiers bou, openbaringsprys stel en die apostoliese orde herstel in die liggaam van Christus. Nou, ek is apostel Gert Johannes Kitsia en dankie dat u by my ingeskakel het. Jy kyk na episode 3 van ons reeks profetiese en pastorale, 2 bedienings, 1 mandaat. Nou, vandag gaan ons die unieke denkpatrone van elke bediening ondersoek. Die profetiese denkpatroon teenoor die pastorale denkpatroon, hoe elke probleme hanteer en oplos, besluite neem en die liggaam van Christus bedien. Nou, deur hierdie onderskeid te verstaan kan ons samewerking bevorder en misverstande tussen profete en pastore verminder. Nou, die kenmerke van 'n profetiese denkpatroon, profetiese leiers dink aan in terme van visie en toekoms, hulle sien die uitkoms van 'n situasie voordat dit gebeur en stel strategiese rigting vir die liggaam van Christus voor. Hoewel die denkpatroon van 'n profeet, hulle fokus op wat God sê en noodwendig wat mense doen nie. Hulle stel openbarings eerste bo tradisie, hulle is bereid om risiko's te neem in die geloof. Nou, 'n voorbeeld van hoe 'n profeet dink. 'n profeet kan byvoorbeeld sien dat die gemeente gaan uitbrei, alhoewel die omstandighede onmoontlik lyk. Hulle handel op grond van wat God se visie sê, eerder as menslike beperkings. So hierdie denkpatroon van die profeet kan konflik bring, omdat ander nie alles sien wat hy sien nie. Ander sien wat voor oë is, die beperkings, maar die profeet sien die hele prentjie. En dan begin die profeet te druk vir beweging. En ander wat nie profeties is nie, begin om weerstand te bied en konflik word gebore. Werk die denkpatroon van 'n pastoor, hulle neem besluite op grond van menslike emosionele en geestelike behoeftes. Hulle stel die versorging van die kudde eerste en hulle bou strukture wat volhoubaar is. Voorbeeld van 'n pastoor dink, 'n pastoor sal byvoorbeeld sorg dat mense in nood gehelp word, genesing ontvang geestelik, versorg word voordat enige nuwe idees geïmplementeer gaan word. Nou, hierdie manier van dink veroorsaak dat profete voel pastore is stadig en veroorsaak dat die volk van die Here die seisoen gaan mis wat die Here vir sy kinders beplan, omdat die pastoor luister na die stem van behoeftes en die profeet na die stem van die visie, bring konflik tussen die twee bedieninge. Nou, kom ons kyk na die verskille en samewerking tussen die twee bedieninge. Nou, profete staan vir toekoms, visie en openbarings. Die ander hand sien die pastore weer vir die huidige toestand, stabiliteit en versorging van die kudde. Die gevolge van misverstande tussen die profete en die pastore, as die twee denkpatrone mekaar nie verstaan nie, kan dit lei tot frustrasie, konflik en stilstand in die liggaam van Christus. Nou, dit is waar verdrukking en onderdrukking voorkom. Nou, as die profeet leiding neem en hy voel hy is meer geesteliker as die pastoor, dan onderdruk hy die pastoor en beperk ruimte vir die pastoor om sy pastorale roeping uit te leef. Nou, aan die ander hand, as die pastoor gevestig is in die kerk, gebruik hy sy posisie as herder van die kudde, sy kerkstruktuur om die profeet te beperk en selfs om sy profetiese boodskap te verwater en te verwerp. Nou, wanneer samewerking plaasvind en elkeen sy unieke manier van dink, erken en verstaan, kan hulle saamwerk en kan profetiese insigte en pastorale strategieë geïntegreer word tot voordeel van die kudde en die liggaam van Christus kan groei in eenheid en in wysheid. Nou, ek wil graag 'n verklaring oor die twee bedieninge uitspreek. U is welkom om saam met my dit te sê. Vader, ek bid vir onderskeiding en samewerking tussen profete en pastore. Laat elkeen hulle unieke denkpatroon verstaan, aanvaar en gebruik tot opbou van die liggaam van Christus in Jesus naam. En dan sê natuurlik amen. Nou, dis die verantwoordelikheid van die profete en pastore om hierdie week te gaan kyk hoe hulle die profetiese en die pastorale denke in hulle eie bediening kan balanseer en toepas tot opbouing en versterking van die liggaam van Christus.
Dan in die volgende episode kyk ons na wonde en mure, genesing van die onderdrukking tussen profete, pastore, en hoe ons emosionele wonde, jaloesie en rebellie kan hanteer, om samewerking tussen die twee bedieninge te kan herstel. Nou ter afsluiting, like, deel, teken in op Apostel, sodat ons saam die profetiese en pastorale bedieninge in die liggaam van Christus kan opbou tot eenheid, genesing en orde in Jesus' naam. Amen.